Ek kan my plek inneem asseblief, dankie. Met julle as familie het ek daarom nou kontak gehad. Ek het jou nie so persoonlik in die oë gekyk nie, ook nie vir julle nie, maar baie seën en sterkte vir julle in besonder as familie en as vriendekring wat vandag hier is, met daar kollegas, ou kollegas, mense wat se lewenspaaie gekruis het met Tini Marie. So mag die Here vir julle in besonder kom troos en versterk, nuwe krag gee. Ook aan, waar moet ek kyk, daar so vir Liesel en jou gesin in Nieu-Seeland, baie seën en sterkte, en wie's nog, wie's in Canada? In Ierland. Ek het nog in Canada ook. So Gisela, aan julle ook, dankie dat julle inkyk, en dat julle saam deel het aan hierdie dankdiens, om die lewe van Tini Marie te vier. So mag die Here vir julle in besonder troos en versterk. Ons weet, wanneer jy 'n kind van die Here is dit die Here wat vir jou lig kom gee in jou lewe. En die aansteek van 'n kers is juis ook 'n geleentheid om te vier die lewe van Tini en die mooi verhouding wat daar is. So ek gaan vir julle as familie geleentheid gee, die wat die kersies moet kom aansteek. Julle kan dit nou kom doen daarso, asseblief. Mag vandag regtig 'n dag wees van herinneringe, mooi memories. Die Engelse woord legacy sê vir my iets van wat iemand agterlaat vir ons om te onthou
en waarmee ons kan gaan leef. Mag dit so wees, terwyl ons die kersse daar sien brand, en wanneer ons ook deur die oggend deur die diens loop. Ons gaan oorbeweeg en ek gaan vir ons 'n gebed doen uit na aanleiding van Psalm 90. En ons gaan later gaan ons weer verder by die Psalm uitkom, maar ons kry reeds ons troos en krag en versterking. Dit wat Moses, die skrywer van hierdie Psalm, vir ons gesê het. So kom ons bid saam. Here, ons was veilig by U, al die geslagte lank. U was altyd God, voordat die berge daar was, voordat U die aarde, die wêreld gemaak het, en U sal altyd God wees. Dankie dat ons met hierdie versekering kan leef, Here, dat U van ewigheid tot ewigheid is. En dan als tussenin, wat ons probeer vasvat in sekondes, minute en ure, in dae, weke, maande en jare, is U die een wat met U kinders 'n pad stap. Deur die hoogtepunt ervarings in ons lewe, maar ook wanneer dit intens moeilik met ons gaan. Veral ook in tye soos nou, wanneer ons menslik gesproke afskeid neem van 'n geliefde man van 38 jaar, 'n pa, 'n skoonpa, 'n oupa, 'n broer, 'n vriend, 'n kollega. Here, mag U op 'n besondere manier vir Karen, die kinders, die kleinkinders kom toevou in hierdie tyd. My eerste groot ervaring was dat hulle baie naby mekaar leef en 'n baie gesonde familiekring is. Mag hulle daar wees vir mekaar styf vashou. En dankie ook vir die liefde en die ondersteuning van almal wat vandag hier is en ander wat nie hier kan wees nie. Ons dink aan hulle wat vandag ook by wyse van livestream inkyk en deel is, mag ook hulle daar vertroos en versterk. Here, mag vandag nie net 'n dag wees waar ons dink aan harte wat stikkend is en trane wat oor ons wange rol, wat 'n teken is van ons hartseer en ons rou nie. Maar mag ons saam met die psalmdigter 'n nuwe perspektief ook in die oog hou, dat U vir ons die lewe bewerk het, en dat ons lewenspaaie oor en oor die moeite werd kan wees, dit wat U nou vir ons gun in terme van sekondes, minute, ure, dae, weke, maande en jare. Word verheerlik in ons saam wees. Mag U wat God is, opnuut, op 'n besondere manier vir elkeen kom besoek, wat hier sit, met hulle harte, met hulle trane, met hulle gedagtes wat dalk haywire hardloop. U is hier, en ons loof en ons prys en ons eer U daarvoor, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Dit was die wens gewees van die familie dat ons so 2 luisterliedere het deur die loop van die oggend. Die eerste ene wat ons kan net so bly sit, is die lied Hou die hemel oop van Rihanna Nel. Interessante opname wat hulle gemaak het waar sy in die woestyn is, in die donkerte en in water. Deel van ons totale lewe wat uitgeleef word in goeie tye van oorvloed, in woestyntye, partykeer wat ons voel ons sink, maar daar's lig. So kom ons luister na hierdie lied, Hou die hemel oop.
Dis 'n Sondag, ek weet. Ek het baie harte seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies teen rede en verstand, maar ek is uit oorleg. Ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die hemel oop vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sou kom, dan is dit nie nou, maar ek's gereed. Dan is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Ek was verlore, maar nou gevind. En sonder die gewig haal ek asem soos 'n kind. Dan wys 'n vinger na wie ek was. Maar ek het bitter gou geleer, ek is bitter as wit gewas. Ek sien waar ek behoort, 'n ewigheid van hoop en wie hy is. So hou die hemel oop vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sou kom, dan is dit nie nou, maar ek's gereed. Dan is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Sê my wat jy glo aan die einde. Die waarheid is jou en myne. Hy's lewe, hy is die lig, die vrede wat my hart verloor. Sê my wat jy glo aan die einde. Hou die hemel oop vir as ek kom. Eendag as die tyd vir my sou kom, dan is dit nie nou, maar ek's gereed. Dan is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet. Kom ons bid saam. Here, dit is ook ons gebed as u kinders. Hou die hemel oop vir as hy kom. Dankie dat ons daardie versekering het wat u gegee het vir die disippels, vir u kinders. Ek gaan of julle plek gereed te maak en dan kom ek vir julle haal as julle hemelshuis gereed is. Here, in ons glo en vertrou dat Tini se hemelhuis was gereed gewees en dat jy hom kom haal het. Ons weet nie of ons lewensasem vandag gaan ophou in ons longe wees nie. Ons weet nie of dit môre of die dag daarna gaan wees nie, maar mag ons dan die getuienis ook hê, ek is gereed. Ek is gereed om my Here te ontmoet. En ons glo, Here, Tini was gereed gewees. Hy het U geken, en so glo ons het U vir hom oorgedra vanuit sy aardse lewe wat
nie maklik was die afgelope tyd nie. En het vir hom 'n verheerlikte liggaam gegee en hy sit in hemelse heerlikheid. Mag ons daardie perspektief behou. Mag ons daarom dan ook verder gaan kyk na die dood en veral na lewe wat U alleen in volheid kan gee. Kom seën ons as die woord gaan lees en daaroor gaan nadink op hierdie stadium. Amen en amen. Ek het nou al geruime tyd besig gewees met Psalm 90. Dis een van my kosbare psalms, maar Karen, toe jy nou die dag die Bybel oopslaan en sê, maar net die vorige psalm, is daar 2 verse wat uitstaan, wat aansluit by Psalm 90, en dit is Psalm 89 vers 47 en 48. Ek gaan vir ons nou lees, julle het dit daar op die skerm. Dink tog daaraan hoe kort die lewe is, hoe min daar in die lewe is vir al die mense wat deur U geskep is. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat homself kan red uit die mag van die doderyk. Ons gaan nou by Psalm 90 verder kyk na wat hierdie psalmdigter skrywe. Maar ek dink die een aspek wat veral in hierdie psalm se 2 verse uitstaan is, opnuut word onderstreep die kortstondigheid van die lewe. Ons is vandag hier, môre is ons dalk nie meer hier nie. En hy vra 'n dringende vraag, watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie? Ons elkeen stap ons eie dood tegemoet. Elke sekonde wat aftik, elke minuut verbygaan, elke dag is 'n dag nader aan ons aardse lewe. En ek dink dit moet ons baie pertinent vir mekaar sê. Ons gaan klaarmaak met hierdie aardse lewe, waar 'n liggaam net nie meer kan reg en goed funksioneer nie. Maar die perspektief wat ons moet behou is, al moet ons oor daardie, en ek noem dit 'n hekkie, al moet ons oor dit stap, oor dit spring, partykeer deur dit kruip, weet ons dat die Here vir ons beloof, ek gee vir julle 'n verheerlikte liggaam, lewe wat vir altyd sal hou. So al gaan ons eie dood tegemoet, al moet ons deur hierdie hartseer momente beweeg van verlies, van iemand wat naby aan my was, van wie ek moet afskeid neem, is dit belangrik dat ons sal onthou, vir die Here is die dood nie dood nie, nie die einde nie. Die dood is dood gemaak, en die Here gee lewe. As ons vanoggend wil praat ons oor lewe in sy volheid, wat die Here God alleen vir ons kan gee. So kom ons beweeg dan nou verder deur na Psalm 90. Ek kon net gou vinnig hoor, Tinus, is die moederskamer aan? Goedjies daar, nie aan nie. Okay. Wil hy besig wees? Okay. Daar's ruimtes, daar's 'n moederskamer daar en daar's 'n gebedskamer aan daai kant. Nicolai, jy kan maar in een van die gaatjies in beweeg. Dis reg. Goed, so kom ons miskien net gou ek het 'n keuse gemaak van daai prentjie van die uurglas wat sê ons lewe loop soos die uurglas en daar is 'n aardse horlosie wat tik. Maar weer eens is nie die laaste nie. As die uurglas deurgeloop het en die horlosie se battery of wat ook al gaan staan, dan weet ons by die Here is daar lewe en dit gaan aan. So kom ons lees daarvan verder. 'n Gebed van Moses. Ek gaan nou daarby kom. Goed, so ons begin by vers 1. 'n Gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Voordat die berge gebore is, voordat U die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens sterwe. U sê net, word weer stof. 1000 jaar is vir U soos gister as dit verby is. Soos een enkele wagbeurt in die nag, wat gewoonlik 3 ure was. Hy maak 'n einde aan 'n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras wat in die môre afgesny word. Sien tog? Ja. In die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog. Ons vergaan onder die toren, ons gaan te gronde onder die gramskap. Jy sien hoe ons ontberinge raak. Jy bring die sondes wat ons wegsteek aan die lig. Onder die toren vlieg ons daar
en skiet ons jare verby soos 'n gedagte. Vers 10. Ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is 80, en die is vol swaar kry en leed. Dit is gou verby. Ons vlieg na ons einde toe. Wie ken die krag van die toren beter as die dienaars? Wie ken die gramskap beter? Vers 12. Leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. Hoe lank nog, Here, voordat U ons te hulp kom? Ontferm U tog oor ons. Vers 14. Skenk ons elke dag U liefde in oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Soveel dae as die waarin ons verdruk het, soveel jare as die waarin ons gelei het, gee ons soveel jare van blydskap. Laat U werk vir ons duidelik word en die grootheid vir die kinders. Laat ons die goedheid van die Here ons God belewe. Hou die werk van ons hande in stand. Ja, die werk van ons hande hou dit in stand. So ons gaan in besonder na hierdie 3 teksverse kyk, maar eers net so ter inleiding. Die sangeres Joan Baez, sy het 'n lied geskryf, die lirieke daarvan, deel daarvan is: You don't get to choose how you're going to die or when. You only get to choose how you're going to live now. Dit is wat in ons vermoë is. Die keuse hoe ek vandag wil lewe. Ek kan maklik met my voet uit die bed uit opstaan en sê, dis 'n slegte dag. En dan gaan hy sleg uitdraai. En nog klomp slegte goed gaan gebeur in jou lewe. Of jy kan opstaan en sê, ek gaan die meeste maak van hierdie dag. Dit gaan 'n besondere dag in my lewe wees. Dit is binne jou en my vermoë om daai keuse te maak. Hoe ons gaan sterwe en wanneer. Ons weet nie. Dit is in die hande van die Here. So 'n klompie jaar terug het ek so 'n bietjie gaan kyk na Psalm 90 en ek kom toe af op 'n dominee, Ray Pritchard. En hy het 'n interessante tema gegee vir hierdie Psalm 90 waaroor hy gepreek het vir sy boodskap en hy het gesê, have a blast while you last. Nou ek het gedink julle sal dit kan stammiek, Karen. Want nou die dag toe ons by mekaar was, het die humor geloop So have a blast while you last. En dan het ek nog so verlede jaar het ek afgekom op hierdie uitspraak van Donald Sunukian wat gesê het, count your days to make your days count. Treffend, nie waar nie. Hierdie kort titel, have a blast while you last, wil op 'n kragtige manier vir ons eintlik sê, die waarheid. Ons gaan nie vir altyd op aarde in hierdie formaat bly leef nie. So maak die meeste van elke dag wat jy het. As jy in die oggend opstaan en jy sê ek lewe, dan maak jy 'n keuse om te sê ek wil voluit gaan lewe. Ek het die vermoede dat julle nie noodwendig dit vandag wil hoor, have a blast while you last, terwyl julle eintlik diep hartseer is. Karen het net al gesê, jy het gedink jy gaan alright wees. En dan loop die trane. Nee, want die harte is stikkend, die gemis is daar. Julle mis julle pa, julle mis julle oupa. Julle mis julle vriend, kollega. Tog, soos ons die afgelope week kontak gehad het, het ek beleef dat ek dink hierdie die verlies al draagliker raak, soos wat die dae aangaan. Want ons het tyd nodig om deur dit te kan werk. En mag die Here vir julle genadig wees om elke dag so 'n stukkie 'n beter greep te hê op die lewe wat die Here ook nou vir julle nog gee. Tog sal ons vanoggend moet erken, daar is minder lekker dinge wat in ons lewe gebeur, daar's nie net die goeie goed nie. Ek staan op en sê, yes, dit gaan vir my die beste dag wees. En om elke hoek en draai is daar die minder lekker goed wat gebeur. Ons almal belewe iewers, ons lewe groot hartseer of moeilike omstandighede, verliese, nie net aan 'n geliefde nie, partykeer aan werk, aan finansies, gesondheid, my eie gesondheid, klomp ander dinge wat oor my pad kom wat my lewe regtig mislik maak en sleg. Daar kom dinge wat ons oor ons pad wat ons sê, maar ek voel ek het nie 'n greep daarop nie. Ek het nie die krag en energie om dit te kan hanteer nie. Die dood moet ons elkeen egter face. En dit is wat Ethan, die Esragiet, wat die vorige Psalm 90 geskryf het, vir ons wil kom sê. Hy wys daarop dat ons almal die dood sal sien.
kan 'n geliefde familielid of 'n vriend wees, of dit kan jou persoonlike lewe wees waar jou gesondheid begin ingee en jy nader begin tree aan jou eie lewe wat nietig is en verbygaan. So 'n klompie jare terug, Cecile Burger, werksaam by Radio Kansel, 'n omroeper, skrywer, 'n spreker. Sy het op 'n stadium vir mense ingenooi op haar radioprogram om hulle lewensverhale te kom deel. En 'n mens kan maar verseker weet, die meeste mense wat kom, selfs julle, ek het dit, sal sê, daar was 'n lewe gewees, en ek het nou 'n ander lewe. Daai oorgang wat plaasgevind as jy 'n kind is van die Here. Ek ken van daaronder wees, diep in die gat, ek ken daarvan hoog op die berg wees. Dis eie aan die mens, mens. Dis ons lewe, hoogtepunte, dieptepunte, swaar kry, stryd, al daai goed, tel weer op. En aan die einde van elke episode waarin ons lewe afspeel, is daar 4 dinge wat gedoen moet word. En toe sê sy, maar sy het hierdie persoon se riglyne gelees, en ek wil dit graag met julle deel. So in elke episode van jou lewe, sê maar jou kinderfase, jou tienerfase, jou jongvolwasse fase, jou later, jou klaarmaak met jou werkfase, en selfs wanneer verhoudinge stop, as iemand afsterwe, is daar 4 vrae wat jy moet vra, 4 dinge waarna jy moet kyk. Kortliks die volgende, sy het gesê, of die aangehaal die een, gesê het, recognize. Herken dit wat gebeur het. Kom tot insig van wat in hierdie deel van jou lewe gebeur. En vir julle wat vandag hier is, familie, vriendekring, is dit juist dit. Julle moet erken dat Tini, julle geliefde, het sy laaste asem uitgeblaas. En dit bring 'n leemte. Dit bring dat julle aanpassings moet maak in die koers wat julle inslaan, hoe julle by mekaar gaan wees, hoe julle die pad saam gaan stap. So, recognize, herken dit wat gebeur het. Die tweede wat die persoon gesê het, is die volgende, reflect. Besin oor dit wat gebeur het, en werk deur dit. Besin daaroor, julle geliefde het afgesterwe, en nou moet dit verwerk word. Party mense werk vinnig deur verliese, ander mense bietjie langer, ander vat baie langer. Maar dis waar ek hoop vir julle het, veral julle as familie, Liesel vir julle daar ook, is dat julle is close-knit, julle is by mekaar, en ek glo julle gaan vir mekaar help, om die pad verder saam te kan stap. Mooi memories te onthou, en dan te verreken, ons het mekaar, en ons moet die meeste maak van ons lewe. Die derde wat die persoon gesê het, is rituals. Na die herkenning en die besinning volg sekere handelinge wat ons moet doen. Daar gaan dalk, ek weet dis 'n privaat verassing, so julle gaan iets maak nog met Tini se as. Toe my pa in 2017 gesterf het, ek was so 'n chokkertjie gewees. Herman, nog baie klein gewees. Toe was by Struisbaai begin vakansie hou, jaar in jaar uit elke Desember maand. My pa en ma het later daar gaan aftree. So van kleins af, was daar 'n paar plekke gewees waar my pa, hy het nie baie groot vis gevang, hy het gehengel. Maar dan het ek saam met hom gegaan. En wat ons toe gedoen het as 'n ritueel, ons het daar later in 2017, het ons Struisbaai toe gegaan. Ons het gegaan daar wat ek met sy stok 'n galjoen gevang het, want hy was besig om aas vir my stok aan te sit, want ek het nie aan aas gevat nie. Maar in elk geval, daar het ons by mekaar gekom. Ons het kringetjie gemaak. Ons het vir mekaar 'n paar dinge vertel oor ons geliefde pa, met mekaar gedeel, saam gebid, en toe het ons sy as daar gestrooi in die water by daai plekkie. Miskien het julle so 'n plekkie. Ek wil graag in die Wildtuin gaan rondwaai. Ja, maar net gesê is dalk 'n bietjie ver om dit vinnig te doen. Maar ja, doen ietsie. Dan die laaste enetjie is reorganize. Dit is deel van die rouproses. Dis deel van die deurwerk is, nou moet ek herorganiseer.
Karen, vir jou, dink ek, dalk die heel moeilikste, is daar waar jy leef nou is daar 'n groot leemte, vir julle as naby familie, die dinge wat julle saam gedoen het, die, plekke waar julle was, al daai dinge, die grappe wat julle gedeel het met mekaar, ensovoorts. Ons moet nou herorganiseer, sonder daardie geliefde in ons midde. Geliefdes, Moses het lank terug, het hy met hierdie einste vraag geworstel. Hoe werk ek deur verliese in my lewe? Hy het besef dat die lewe verbygaan, dat dit kortstondig is, net soos die Esragiet dit gedoen het in die vorige Psalm. Hy het nagedink oor die lewe, en hy kom tot 'n hele paar gevolgtrekkings. Hy sê eerstens, die mens is gemaak uit stof. Nou, ons lees dit in die skepingsverhaal, die mens uit die stof uitgemaak, en daarom, as ons baie keer in die begrafnisformulier lees, stof is jy, tot stof sal jy terugkeer. Want hierdie liggaam van ons kan nie in hierdie vorm bly voortbestaan nie. So hy sê dit, ons keer weer terug tot daardie toestand. En dan sê hy 'n belangrike ding, vir ons en vir hom is die tyd gesien as iets wat lank vat om verby te gaan. Ek het, ek dink Herman, toe ons jonk was, het ons die lewe geniet, saam rugby gespeel, baie lekker aangejaag in ons lewe. En dan dink jy, maar die lewe lê nog voor, ek moet nog ergens gaan swat, ek moet nog gaan werk, en dit is nog so ver. Maar dan kom jy op 57 en besef jy, ek het 'n bietjie vinnig tot hier gekom. Of tot 70, of tot waar ook al. Baie vinnig tot daar gekom. As dit verbygaan net so. En dis wat die Here eintlik vir ons sê, 1000 jaar vir die Here is soos een dag, soos 'n wagbeerd in 'n nag, daar is hy verby. Ons lewe as mens is onderworpe aan verganklikheid. Vandat is maar net soos jy 'n kar koop, vir elke sentimeter wat daai kar ry, begin daar probleme, raak dit ouer. En die liggaam is so, ons word geskape, alles werk goed en reg. En soos die jare aangaan, sê hulle mos kry, mos maar sy pakkie wat jy saam dra, in terme van siektes en pille en weet jy wat alles nie. So ons besef dit. En Moses het eintlik 'n besondere beeld wat hy gebruik, as hy sê, sy voorbeeld van gras is grashelder, glashelder. Vandag is jy nog hier, môre is jy weg. Moses ken van die lewe, hy ken van voorspoed, onthou net, hy het 'n slegte begin gehad, maar die Farao se dogter het hom gevind daar in die rivier, sy het vir hom die beste gegee, daar in die paleis van die Farao. Daarna het hy Egiptenaar doodgeslaan en moes vlug vir sy lewe. Hy het in die woestyn geleef, hy het skape opgepas vir sy skoonpa Jethro. En toe die Here hom weer geroep, hy het gehakel. 'n drawback in sy lewe. Maar ten spyte daarvan, besef hy's 'n sondaar, soos net gehoor het by Rihanna, maar vergewe. Die Here het hom geroep. Ten spyte van die ervarings dat tyd aan die een kant vinnig verbysleep, het Moses aan die ander kant ook die ervaring dat sy lewe stadig aan die een kant en dan verbyvlieg. So die lewensverwagting in Moses tyd was so 70, 80 jaar gewees. So 70, 80 jaar gewees. Hy self het 120 geword, oud vir sy tyd, en daar was 'n stadium wat die wêreldbevolking se gemiddelde ouderdom 45 was. Nou met die mediese wetenskap en alles wat daar is, en nog 'n pilletjie en nog 'n dingetjie wat jy kry, is ons goed op pad na 100 toe, weer na 120 en selfs om langer as dit te lewe. Julle geliefde, Tini, het 69 en 'n hele klomp dae gehad, hy het net nie 70 gemaak nie. Julle die einde sien nader kom, en dan is mens geneig om seker dinge uit te blok, en te sê, hy gaan nog lank by ons wees, alles gaan alright wees. Ons sou dit seker kon vergelyk met Moses wat die belofte gehad het om die volk die beloofde land in te lei, en die Here het gesê, nee, jy gaan sterf op die rand van die beloofde land, op grond van keuses wat jy gemaak in jou lewe. Die Here is nie so hard en so koud nie. Maar die ding is daar, dit wat ons nog wil doen, saam met mekaar, tye spandeer, drome, ideale wat Tini nog wil uitleef, dit
het geëindig toe hy sy laaste asem verlede week uitgeblaas het. Vir julle wat agterbly wil ek 2 gedagtes gee om mee te gaan lewe. En dit kry ons in vers 12. Here, leer ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom. So, hoe moet ek my dae tel? Hoe moet ek na my dae kyk wat die Here tot my beskikking gee? Hoe moet ek dit inrig sodat dit oor en oor die moeite werd kan wees? Kom ek gee vir julle 'n klein voorbeeld. Elkeen van ons het 'n spesiale bankrekening. Elke dag kry jy R86.400 in jou bankrekening. Die enigste voorwaarde is, jy moet daardie geld in daardie dag gebruik. As die klok 12 uur slaan en die koets word weer 'n pampoen, by wys van spreuke is jou bankrekening leeg. Die volgende dag kry jy weer dieselfde met die uitdaging, gebruik dit, leef daarmee elke dag. So elkeen van ons het so 'n bank, ons noem dit ons tydbank. Jy het 86.400 sekondes in hierdie dag, waarvan 'n hele klomp nou al verby is, en waarvan daar nog 'n klomp voor lê. Jy kry dit. Aan die einde van hierdie dag is daardie tyd verby. En jy kan nie teruggryp en sê, kan ek net gou weer daardie oomblik gaan besoek, want ek wil eintlik daar iets anders te gesê het. Ek wil eintlik daar iets anders te gedoen het. Here, ek het nie mooi gemaak hier met iemand anders nie, kan ek nie my woorde terugtrek nie. Hulle sê dis as hy uit is, soos 'n veerekussing wat jy in die wind geskit het, dit waai weg, jy kan dit nie weer gaan optel nie. So dit is wat ons elkeen het. So wat maak jy met die dae, die tyd wat die Here vir jou gee om hier op aarde te lewe? Die jare wat agter lê is verby. Ons kan goeie memories onthou, ons kan dalk spyt wees oor die slegte goed, maar dit is verby. Ons kan nie weer terugstap en dit gaan herbesoek en oormaak nie. Het Tini sy dae getel sodat dit getel het? Wat het hy met sy tydbank gemaak van amper 70 jaar hier op aarde? Ek glo as ons net nou na die huldeblyke gaan luister, gaan ons sien dat hy ook met sy lewe 'n volryk lewe gehad het. Nie altyd maklik nie, maar hy het 'n impak gemaak en dis die goed wat mense gaan onthou, wat sy lewe mooi gemaak het. Die boodskapvertaling sê, help ons om U te dien en om gelukkig te lewe. Maak ons slim, sodat ons elke dag sal gebruik om reg te doen. Wie van julle ken so 'n bietjie Latyn? Waar is die regspersone? Wie van julle onthou die fliek Dead Poets Society? Gee 'n bietjie ouderdom weg op die stadium. Dit is seker een van my top flieks in my lewe. Dead Poets Society. Jy sal onthou dat hierdie onderwyser is nie aangestel by hierdie prestige skool en hy moes met daardie ou leermetodes en boeke moes hy begin klas gee. En dit is nie eie aan hom gewees nie. En hy het alternatiewe metodes gebruik om die kinders wat daar was, die tienerseuns, lief te maak vir Engels. Op die ou einde is hy geskort uit die skool uit. Maar hy het 'n klip gehad uit sy tienerdae uit. Dead Poets Society, dis die fliek se naam. Dead Poets Society. En so het hy hierdie jong manne gevat en hulle gevat na daai plek waar hulle altyd gaan sit het en gaan rook het en kersies en dat hulle gedigte met mekaar gedeel en liries geraak oor die Engelse taal. Die Engels of die Latyn van maak die beste gebruik van elke geleentheid is carpe diem, seize the day, gryp die dag, maak die beste van hierdie dag wat jy het, leef hom voluit, koop die tyd uit, pak die bil by die horings, als manier om te sê, ons het vandag, want het mag ons laaste grasdag wees, so maak die meeste van hierdie dag. Miskien moet ons meer van ons die motto implementeer, ek het vandag. Dis goed om planne te maak en drome te droom en te sê ek wil daar gaan vakansie hou en volgende jaar wil ons dit gaan doen en ek wil nog hierdie ding doen. En by daai plek raak gegoogel, daai resensie gehoor van hierdie plek se restaurant, ons lekker bietjie gaan eet. Dalk nog wat 'n pot maak en 'n
en 'n stytjie braai en al daai goedjies wat Tini gedoen het. So dit moet daar wees, maar die vraag is, as ons kyk na die ewigheid, hoe kleer ek my lewe in? Wat doen ek daarmee? Gaan ek uit my pad gaan om tot beskikking van die Here te wees, om te dien en te werk en my tydbank elke dag leeg te trek, leeg te leef? Ek het weer nagedink oor 'n ding wat eintlik bekend is. Ons sê dit heel dikwels baie maklik. Die vraag, bestaan jy net of leef jy werklik? Vir baie mense is die lewe 'n slegte ervaring, 'n voortsleep om deur elke dag te kom, op pad na die einde, wat ons elkeen moet in die gesig staar. Maar daar kan ook 'n ander gesindheid wees, 'n gesindheid van, ek het vandag, ek gaan die meeste maak van hierdie dag, ek gaan voluit lewe, ek gaan elke geleentheid aangryp, sodat dit tot voordeel van my kan wees, tot voordeel van ander mense, dat daar waar ek my tree gee op my lewenspad, dat dit 'n beter plek raak vir myself en vir ander mense. Ek gaan elke geleentheid aangryp om die dag te geniet. Because you only get to choose how you're going to live now. Dan die laaste, die tweede enetjie wat ek vir julle wil saamgee, wat agterbly. Moses se versigtiging, skenk ons elke dag u liefde en oorvloed, dat ons lewe lank mag juig en bly wees. Die boodskapvertaling sê, gee ons elke dag arms vol van die groot liefde, dan sal ons die res van ons lewe juig en bly wees. Jy kan reken op God se liefde en sy nabyheid by jou. Hy sê, kom vul daarmee. Dit maak dat die lewe die moeite werd kan wees en dat dit voluit kan geniet. Uit die aard van die saak, die feit dat ons vandag hier by mekaar is, weet ons die dood is 'n realiteit. Psalm 89 het dit gesê, Psalm 90 het dit bevestig. En in die algemeen weet ons, dis waar. Maar baie belangriker is dit wat ek nou gaan sê. Die dood is 'n realiteit. 'n Groter realiteit is die lewe. Daardie lewe wat die Here Jesus Christus aan die kruis vir ons elkeen kom terugkoop het met sy kosbare bloed. Hy het nie in die graf gebly nie, hy het opgestaan. En verkondig Paulus by hoeveel plek wat hy sê, Christus het gesterf, maar hy het opgestaan, en ons staan saam met hom op, tot 'n nuwe lewe. Mag julle dit elke dag so belewe. Kies daarom hoe julle die lewe wat julle by die Here gekry het, gevul met sy liefde en sy nabyheid, voluit te lewe. Ek vertrou dat julle hierdie lewenspad sal kan stap. Karen, daar is meer as genoeg genade en liefde vir jou, om deur hierdie verlies te werk nou, vir julle as kinders, vir julle as breër familiekring, vir julle as vriende en kollegas. Die Here is by julle. Hy gee vir ons die versekering. Jesus het gesê, ek gaan weg, maar ek stuur iemand om by julle te wees. Die Heilige Gees, wat ons nou in volgende week Pinkster gaan vier, die Heilige Gees word in Johannes 16 sê Jesus, hy is die Parakletos. Die Parakleet, wat in Grieks beteken die trooster. En 'n trooster was nie net iemand wat trane afdroog nie. Die trooster is een wat by jou kom sit, wat jou kom vashou, wat jou 'n drukkie kom gee, wat jou bemoedig met woorde van bemoediging, jou optel weer om te kan aangaan. Mag julle leef met daardie sekerheid. Ek het een lewe wat ek voluit kan lewe omdat die Here by my is. En in die moeilike tyd, die Here is nie weg nie. Hy sê, ek sal julle nooit verlaat nie, julle nooit in die steek laat nie. Mag dit vir julle 'n realiteit wees elke dag van hier af aan. So baie seën en sterkte vir hierdie fase waar julle nou is. En mag julle beleef dat die Here julle uitlei uit dit uit om die lewe voluit te gaan lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie dat ons weet, toe U geskep het U die mens gemaak na die kroon van die skepping. U het self U lewensasem ingeblaas. Ja, Here, as ons U weer vind in die geloof, dan herbevestig U dit
ek het jou geskep, jy's kosbaar en jy's spesiaal vir my. En ek kom seën vir jou, sodat jy verander tot 'n seën kan wees. Ek maak jou lewe oor en oor die moeite werd. Daar in Jesaja 43 hoor ons van, as ek deur water moet gaan, sal ek nie bang wees nie. As ek deur 'n vuur gaan, sal my nie skroei nie. Tekens van die grootste strydgoed wat in ons lewe kan wees, waarvan die dood een is. Maar dankie dat 'n kind van God kan weet, U vat ons deur die water, U vat ons deur die vuur, U vat ons deur ons verliese en ons hartseer en ons pyn, en U gee vir ons 'n nuwe toekoms, 'n lewe om voluit te kan geniet. Mag dit waar wees, Here, vir hierdie familiekring, vir Karen in besonder, wat haar man van 38 jaar aan die dood afgestaan het, hier in hierdie selfde gebou waar hulle trou aan mekaar beloof het. Dink aan Marlon en sy gesin, Ulrike en haar gesin, Liesel en haar gesin daar in Nieu-Seeland, Heidi en haar gesin, Nicola en haar gesin, familie en vriende wat hier is. Dankie dat ons weet, Here, U sal hulle naby wees, vir elke fase van hulle lewe. Wees hulle genadig as hulle erken wat gebeur het, deur dit begin werk, en nie kan uitstap aan die ander kant. U genade is genoeg vir elke dag. U liefde gee in oorvloed, stort U in hulle harte uit. Mag hulle met daardie sekerhede gaan leef. En mag hulle so wat hulle heg verbind is in mekaar, dat hulle nog die goeie momente sal hê. En 'n vuurtjie sal opsteek om 'n herinnering te roep aan Tini wat lief was vir vuur maak, vir 'n potjie maak, vir lekker vleis wat hy braai, vir sy grap en sy humor. Ja, Here, kom en kom seën hulle, sodat hulle weer verander, ook tot 'n seën kan wees. Ek kom sit hulle op die skoot neer, Here, in hierdie moment het hulle U nodig. Dankie dat U by hulle is, en hulle nooit los nie. Ons loof en ons prys U daarvoor, deur die trane en stikkende harte heen. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Marlon, ek gaan vir jou geleentheid gee om na vore te kom. Hy gaan vir ons die bedankings doen. En dan daarna gaan Karen huldeblyk doen, en ek het Heidi se huldeblyk ook nog hier, en as daar raak ander is wat moet, sal ons hulle geleentheid gee. So, ja, en dan net in die middel dat jy daar opvang vir Liesel hulle. Okay. Okay, môre almal. Dankie dat almal hier kan wees vanoggend. Ekskuus. Ek is gevra om 'n paar bedankings te doen. Dankie vir ons liefdevolle boodskappe, oproepe, huisbesoek. Dankie vir Dominee Anton Roux en Heidekop gemeente. Dankie vir Anthony vir die livestream. En Tinus vir die klank. Daar sal teen koffie wees na die tyd by die kerk. Dankie Tannie Joanna. Daar sal eetgoedjies saam met dit gaan. Dankie Kate. As ek iemand gemis het, dankie vir julle ook. Ek sluit af. Dit is nooit 'n maklike taak om
dankie te sê of om 'n huldeblyk of wat ook al te bring nie. Moet ek kom Romeis. Romeis, ek Tini was so lief vir Romeis. Ek het gesê ek wil dit graag self doen. Want ek dink baie mense wat vir Tini geken het, weet dat ek en hy 'n lang paadjie gestap het. Hy het vir my absoluut 'n awesome nalatenskap gelos. Ek sê iets wat geld nie kan koop nie. Dis my kinders. As ek sê my kinders, praat ek van ons kinders. Tini was 'n pa in alle opsigte vir sy eie kinders. Hy het letterlik, ek wil amper sê, sy hande afbeklei vir hulle. Hy het my eie tweeling groot gemaak, soos sy eie. Daar was nooit 'n onderskeid nie. En dan het ons saam, obviously, het hy vir ons geseën met 'n laat lammetjie. Iets van Tini wat ek graag met julle wil deel is, sy gelukkigste werksjare was op Robben Island, alhoewel ek net 'n klein gedeelte saam met hom dit kon deel. Hy was in die gevangenisdiens gewees. Toe hulle op die einde, toe ons op 'n stadium nie 'n voertuig of 'n ryding gehad het nie, ek wil dit met hulle deel, want ons lag baie keer daaroor, het hulle vir hom by Stellenbosch eerste wag geboek. Die gevangenisdiensmense sal nou weet wat eerste en tweede wag is. En dan moes hy te voet gestap het, letterlik van Dahliastraat, daai paadjie Stellenbosch toe, by Kajamandi verby tot by die tronk. In elk geval so dit gaan, tweelinge het op 'n stadium met hulle 2 resiesfietsse gekry en hulle toe gesê, pa, jy kan nou maar ons fiets gebruik. Nou moet julle weet, Tini was 'n groot man op hierdie dunwielfiets. Hy het so 'n koffievles gehad wat sy skoonsister Helen jare terug vir Tupperware gewerk het. En hy was baie heilig op daai koffievles. Kyk, hy het hom in sy hand gehad en hy het gepeddel hier deur, min wetende dat hulle besig was op die Stellenboschpad om in die pad te werk. Slat neer, koffievles, daar's 'n ander woord, maar hy soen toe. Tini was nie geworried gewees oor die fiets nie. Hy was net baie upset oor die koffievles. Right, toe het Ulrike 'n vriend gehad, en toe besluit, nee, die oom kan nie altyd so stap nie. Ons gaan nou vir hom leer om motorfiets te ry. 'n 50cc ouens, Dahliastraat op, Dahliastraat af. Paad gery in eerste tot in tweede, seker nie vinniger as 'n derde rad gekom nie. Trots op dit, ry hy Stellenbosch toe, net om afgetrek te word en 'n boete te kry, omdat hy nie lisensie het nie. Man kan vir julle verseker, nie een dag het daai man uit die werk uitgebly nie. Hy het gesorg vir ons, vir elke kind. Al ons kinders is matriek, skool deur, nooit honger gaan slaap nie. Daar was altyd, of dit nou sojamins was, of wat ook al was. Tini was lief vir vuur maak. Almal sal weet, hy het in sy hoekie gesit. As hy sy vuurtjie kan stook, dan het hy dit gestook. Sy sê goed, Mavis, look at all the frozen chickens, buy us some. Of hy sal gesê het, die see bamboes, toe ons op Robben Island gebly het, see bamboes, die ry kan sê, hy sensor. Dan sê die groot haai, sensor. Nou daai tipe van staaltjies is goeders wat vir ons as familie baie beteken. Vriende, pelle, kinders se vriende, almal van hulle. Tini kon so pot maak, dat van die kinders wat nie vleis eet nie, of nie skaapvleis eet nie, op die ene sê, oupa, joh,
hierdie beesvleis smaak hom lekker. Ja, my kind, jy het nou net skaapvleis geëet. Tini was en sal altyd my ballas bly. Ek en hy het 'n baie spesiale paadjie gehad. Daar was soveel wat ek van hom wil sê. Maar hy was 'n pelduisend. Ek het nooit, kan ek onthou dat hy ooit sleg gepraat het van iemand die, al of dit sy baas was, of wat ook al. Tini sou met al wat leef en beef praat, môre oom, hoe gaan dit oom? Vra ek vir hom, Tini wie's dit, as hy nie, hy weet, hy het maar net gesels. Of jy dink, dis 'n ou kennis, of wat ook al. Maar die laaste, ek wil nou nie almal sê die diep hulde blyk wat ek het. Min mense het vir my Tini 'n tweede kans gegee. Hy was trots op sy kinders. Hy het gebrek dat hy op die ouene 10 kleinkinders het, dis nie 2 van ons. En met elke besoek, wie ook al wat kom, het hy altyd tyd gemaak. Buurman, sy van 'n bewaarder na 'n absolute uitstekende atleet. Hy was my boer gewees. Hy was 'n wynmaker. Hy was 'n vatmaker. Ek dink nie eers die Kuipers kon vir hom iets leer nie, hy het vir hulle geleer. So, al wat ek sê is, ek laat hom nou rus in vrede. Hy het regtig baie swaar gekry die laaste tyd. Hy het moedig beklei, maar ek weet, die Dinsdag toe ek by hom was, toe kon ek nog met hom praat, en hy het met my gesels, hy het geweet het verskriklik gereën. Hy het nog vir my gesê, hy het roomys gekry, en snaaks genoeg, hy wou nie gehad het, ek moes gaan, en ek kon sien, hy het begin moeg raak en so aan. En sy laaste woorde was, Tini, ek is lief vir jou, en hy net gesê, En dan het ek vir hom gevra, Tini, is jy lief vir my? Toe maak hy net so toe sê, So, mense, baie dankie vir elkeen se bydrae, se omgee, se vriendskap, se wat ook al. Ek wil net spesiaal vir my kinders sê, dankie. Papa is trots op julle. En julle is my alfa en omega. Vriende, familie, daar is nie genoeg nie, kollegas, daar is regtig waar, ek weet nie hoe om vir almal te bedankie. My hart is seer, maar my hart is, hoe het ek gesê, is vol. Hy kon net die 78 maak, maar hy kon 38 jaar met my uithou. So dankie julle vir almal se bydrae, se liefde, se omgee. He was my hero. Dankie Dominee. Ek wou so baie sê, maar kan nie alles onthou nie. Ek het 'n mooi prentjie. Hy is nog steeds my ballas. Ek dink dis wat ek Ulrike sê. Ja, en ek dink, dankie. Dankie. Ops. Ek het net geseker maak sy nog huldeblyke wat ek moet doen, buite nou Ulrike en Heidi se. Net julle twee? Okay, goed. Ulrike skryf die volgende. Papa, die woorde is min en my trane vlak. Ek is voorwaar jaloers op die engele, dit waar mens nou maar gaan afsluit. Pa en Idali kan nou saam wees, gesels en lag. Dit was 'n voorreg en eer om pa as papa te kan hê. En nog groter voorreg as oupa vir my seuns. Hulle oupa is hulle held en hulle gaan pa baie mis. Selfs plaas 'n skoonseun Def sal vir Tinels baie mis.
Ek het dit daar lyk my is 'n ding. Ek sal pa baie mis. Baie dankie vir alles wat pa was, vir alles wat pa vir ons gedoen en opgevoer het, vir alles wat ons kon leer by pa, vir al die grappies, dans en lekker lag, vir al die cover as ons laat ingekom het, vir sweets en stokkie lekkers wat daar by die voordeur is waarvan julle nog moet neem, daar's min gevat het ek ons gesien. Waar is dit nou by die so by die verversingswees. Vir sweets en stokkie lekkers eet en bakke roomys saam met seuns. Daar was net een ou wat elke maaltyd so met smaak geëet en geniet het, so met tussendeur. Pa sou ons menigmaal verkoop vir bossies bokkoms of vir vis en chips. Ons sal altyd die staaltjies en goeie memories hê. Rus en vrede, pappa. Ons sal mooi kyk na die ou vrou en na mekaar. Dis ou vrou wat daar staan, nee, ek dink so. Liewe pa, altyd Ulrike. Heidi skryf die volgende. Liewe pappa, hoe sê mens dankie vir 'n pa soos jy wat altyd daar was vir almal en ook vir my. Pa's altyd is iemand wat 'n mens laat opkyk en jou menswees wil ek in jou voetspore volg. Pa kyk mense vas in die oë en min dinge laat jou terugduins. Dankie vir die pa en oupa wat pa deur al die jare was. In jou staaltjies word ons weggevoer na jou kinderdae en jongmenslewe. Jou persoonlikheid, pa, maak 'n kamer vol. Jy kan so lekker lag, was 'n groot terggees. Jou hande staan vir niks verkeerd nie. Jy kan alles regmaak. Niemand het so hard gewerk soos pa nie. Dankie vir die tye wat ons saam gehad het. Die wysheid lê in jou grys hare. Pa het soveel mylpale bereik. Die Here het jou vir ons geleen en wat 'n voorreg was dit nie om 'n pa soos jy te kon hê nie. En wat 'n vreugde was dit nie om jou te ken nie. Ek is trots om jou te kon ken. Jou my pa te noem. Jy was 'n pa soos min. Mag die Here pa veilig hou en vertroos tot ons weer ontmoet. Lief vir jou, Heidi. En ek glo dat daar ook van julle ander is wat dieselfde julle hart op die tafel sou wou sit en relate hiermee. So baie dankie vir julle wat die heldeblyke geskryf het en Karen vir jou moed om self ook te praat. Geliefdes, ons gaan nou kyk na 'n redelike uitgebreide lewe van Tini. So sit vas, byt vas. Karen, as die eerste ene klaar is, wees skerp. Kyk mooi. Okay. Jy weet nie wat nou kom nie, maar ons gaan jou nie so onkant vang. Goed, kom ons luister hierna en dan sal ek weer vir ons begin afrond. Ek het probeer uitwerk, dit is onmoontlik. 100.000 kilo's tussen die skool, die veld en die kerk. Ek sweer jy is braver as meeste mense. Jy het soveel wense vir my waar laat word. Een keer 'n jaar is nie genoeg nie. Ek weet ek moet meer gereeld net bel en dankie sê. Vandag dank ek die Here vir my lewe, wat hy gegee het, wat jy gegee het. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer so lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgeleef. Jy is my klankbord, al vir hoeveel jare. Altyd slaggereed om harde vrae te vra. En as ek gaan stil staan en
my oë toemaak, onthou ek jou raad. Jy moet vir my inpraat. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Ek ben leer dink aan al die mense, spesifiek aan die wie minder as ons het. Om te dink daar was jare waar ons min gepraat het. Ek moes 'n plan gemaak het. Ek wil dit net sê. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Dankie vir al die duisende dinge. Vandag voel ek 'n glasie op jou menswees klink. Vir elke keer sal lief vir jou, my kind. Ek weet jy het al nagte vir my omgelewe. Jy is 'n rots, jy's 'n anker. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Wat het jy gevat? Nee man. Nee man. Moenie so maak. Nie so maak nie. Nou moes jy maak nie. Tata. Was het? Jy moet dit nog gesien het. Ek sê my broer, wat het jy gestuur? Wat het jy gevat vir nou nooit? Het jy mes gepluk op haar? Want jy, moet jy maak nie. Toe begin hy lag. Uit sy maag uit toe my pa dus met hom praat. Ja. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight.
Wat 'n kosbare lewensverhaal het hier afgespeel. Onthou die mooi memories en maak self memories. Dat die nalatenskap wat jy agterlaat ook vir die geslagte en die mense rondom jou van groot waarde kan wees. Ek gaan dit so reël, gaan die seën vir ons uitspreek, dan gaan ek afbeweeg. Gaan ek vra dat julle staan, eers die familie uitbeweeg, daar aan julle regterkant agter, beweeg ons deur na die voorportaal van die saal vir die koffie, tee, ek dink daar sap ook en verversings vir die oggend. Ons moet eers die ballonne doen, daar gaan die ballonne. Right, ek het dit half uit my skrip uitgeskryf toe ek die weer gisteraand beleef het. Ekskuus tog. Daar is dit 69 ballonne, 70 ballonne? Dat is 'n klompie. Okay, goed. So, daar is heliumballonne wat julle die familie gaan kry en die van julle wat nog wil en dan gaan ons dit in die lug opstuur. Goed, ons gaan dus reguit by die deur eers uit voordat ons gaan verversings doen. Goed, kom ek spreek die seën vir julle uit. Die Here is voor julle om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is agter julle om te keer dat die Satan nie die lewe wat julle in die Here het kom roof nie. Die Here is onder julle soos 'n tyd soos nou om julle op te tel en julle te dra. Die Here is rondom julle om julle te beskerm. Die Here is langs julle om julle in sy arms toe te vou. Die Here is bokant julle om julle te seën en die Here is binne julle om julle te lei deur sy Heilige Gees. Vandag, môre, tot ons so klaar maak met ons aardse lewe en oorstap in hemelse heerlikheid om daar by die Here te wees. Amen en amen. Blessings. Liefdes, kan ons staan? Asseblief, dan gaan ek eers die familie uitneem, gaan ons reguit deur en dan doen ons die ballonne.